Ons is nou in kamer nommer 2 en hierdie is die kamer waarvoor ek jou nou voorberei het, sodat jy kan weet wat is die hart en wat is die siel. Hier is 2 mense wat woon in 'n tuin, Adam en Eva. En die woord tuin beteken omhein, veilig. Jy kan maar sê soos 'n heining hier op jou kop, en dan sit jy net die prentjie van Jesus daar in jou kop, want hierdie 2 mense het in 'n tuin gewoon en hulle kon praat met God. So sit nou net die prentjie van Jesus daarbo. En ons vra mos altyd, is dit U wil? Ons Christene lewe mos so. Is dit U wil? Maar nou kan jy sien, hier staan 'n slang in die tuin. Nou jy verstaan nou, die slang verteenwoordig nou die vlees, sien? Daai donker deel. Hoe het dit ingekom? Daar's 'n gat in die heining. Hulle het nie die tuin bewaak nie. Nou ja, die slang staan en praat nou met Eva. Hy sê nou, hoekom vra jy vir God alles? Hy sê, man, jy's 'n God. Hy sê, wat van jou lewe? Wat's verkeerd met 'n bietjie meer en ongeduld en jaloesie? En jy doen dit mos nie elke dag nie. En toe leer die slang vir hierdie 2 om af te kyk. Sien jy? So ek gaan nou net die lyn hier vir jou trek, sodat jy kan weet, hier is die lyn van die gewete. En so hierdie 2 is besig om af te kyk. Hulle is nou besig met hulle eie hoogmoed. Onthou hierdie oorspronklike sonde was mos hoogmoed. Hulle is nou, en dit mense raak so gou, mense kyk so gou af. En ek glo nie eers hulle was bewus gewees van wat hulle besig is om te doen nie. So, ons gaan nou 'n bietjie dieper geestelik gaan en gaan vir jou dinge wys wat 'n mens in die Bybel kan verduidelik wat jy nêrens anders kan verstaan nie. Maar as ek nou vir jou die lyn hier trek, dan wil ek hê jy moet begin dink aan die oppervlakte van die see. So sien jy, hier is 'n slangetjie se kop en ek wil nou al begin sê, die dier is op die see. Mense hoor so baie van die merk van die dier. Die merk van die dier beteken venomous serpent. So die dierlike toestand van die mens het boontoe gekom. Nou hier het ons 'n beeld wat die duiwel voorstel. Hierdie beeld lyk soos 'n Egiptiese prins en dit moet jou nou laat dink aan in Egipteland. Onthou jy, Farao het altyd hier 'n slangetjie gehad. So. Maar die Israeliete was slawe. En net soos ek, as ek my hier verloor, dan regeer Farao my. Die dier is op die see. So ek wil nie gaan rondkrap in jou siel nie. Ek is net daarvan oortuig, jy weet, as daar iemand is wat die duiwel moes ontmoet het, is dit ek. Want ek het die duiwel gechallenge om my dood te maak. En dit het my baie vry gemaak, toe ek agterkom dat hy kan niks aan my doen nie. So, ek sien dit in mense. Ek sien al daai vrug van die vlees. Ek sien dit net in mense. Ek het nog nooit so geestelike iets teëgekom wat dit was nie. So, hoe gaan dit nou in die hemel? Want kyk, onthou nou, engele ontvang hulle opdragte by mense. So hier in die hemel kan jy nou sien, lê die engele al op die grond. Hierdie engel het nou al sy energie verloor, want hy ontvang sy opdragte by die mens. En hierdie ou wil met sy laaste krag, wil hy sê, Adam, as jy dit doen, gaan jy jou tuin verloor. En ek wil net dit regstel. Ek glo dit was 'n fisiese tuin wat hulle ingebly. Maar
Kyk, hier is eintlik die tuin. Die tuin is daar waar jy 'n verhouding het met God. Is jy ploeg en plant en werk in jou verbeeldinge, in jou gedagtes van jou hart. En so is 'n groot plek hierdie binne in 'n mens. Hierdie plek binne in 'n mens is Sion, die allerheilige plek, die tabernakel van God, die tempel van God, die gewete, baie Bybelse name is die naam van die plek. So, soos ons nou weet, Adam het die heining verloor. Nou toe kom Jesus terug in die Nuwe Testament met hierdie heining. En hulle noem dit toe die gemoed van Christus, the mind of Christ. So, ek wil nou net begin verduidelik dat alles wat fisies is ook geestelik. Soos ek jou nou gesê het, die tuin was 'n fisiese tuin, maar dis vandag die beloofde land. Dis die hoogste plek binne in 'n mens en dis waar God in ons bly en dis die koninkryk van God. God lewe binne in ons. So 'n mens vergelyk baie met die aarde. Jy weet, die Bybel sê ons is soos bome, ons is soos berge, ons is soos omtrent alles en die aarde is 3/4 water en net so is 'n mens. Ekskuus. So ek was gebore in die Kaap gewees en my hart daar vir Jesus gegee. Ekskuus. En ek was lief vir die see. Ek het altyd die idee gehad dat God is daar by die see. Daar's soveel passie en beweging en jy kan hard praat daar. En altyd in die see, op die see, langs die see. Maar eendag toe ek 'n tiener was, toe stap ek langs die see en die volgende oomblik toe sien ek my lewe. In 'n split van 'n sekonde het ek gesien ek gaan 'n baie harde lewe hê, gaan baie hard werk. En ek het besluit maar dan ek kan mos kies. Ek hoef hierdie goed te doen nie. En ek besluit om te draai op daai strand en ek het weggeloop van daai wat ek ook al gesien het. En ek word toe 'n Jona. Ek is toe van daai dag af loop ek weg, kruip weg vir wat ek gesien het, want ek wou 'n branderplank kry en dis lekker by die see. Toe ek 18 jaar oud is, toe sluit ek aan by die vloot en gaan ek see toe vir 6 jaar. En terwyl ek op see was, het ek geleer dat alle mense is 'n see. Jy weet, die see het getye. Ek kan wakker word met 'n laag gety en ek kan 'n hoë gety wees 12 uur. Ek kan 'n storm wees 12 uur. So die ander ding wat ons baie soos die see is diep en donker. 'n Mens gaan speel ou musiek en sit daar in die donker en word nostalgies en dan kyk jy af in jou diep en dan dink jy is baie diep. En God hou nie daarvan dat ons daar in ons diep ver verlede rondkrap nie. Hy sê dit moet sterf. Daai ou dinge moet sterf. Ons word elke dag vernuwe, ons word 'n nuwe wese. Ons kyk nie terug na daai ou depressed goed nie. So jy weet, as jy gaan na 'n sielkundige toe, dan praat hulle eintlik van hier af onder toe. Hulle skuif jou verlede rond. Hulle probeer help. Maar dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here sê sterf. Hy sê elke knie moet buig, elke tong moet bely, Jesus Christus is Here. So jy verstaan nou, net God is toegelaat in die hart en nie hierdie dinge nie. Nou, die punt wat ek wil maak is, as dit so is, dat alle mense is 'n see van vloede en storms en sal dit nie amazing wees as 'n mens geseël kan wees. Sien? So in die geval van Egipte land, kyk hier is nou 'n soort deurkusyn, kan daai ding nou hier sien.
Hier's nou 'n soort deurkusyn. So in Egipteland het hulle die bloed op die deurkusyne gesit en dit het 'n kruis gevorm, sien. Nou dit is die rede hoekom die Rooi See moes oopgaan. Hulle het die bloed gehad. Met ander woorde, ons praat van die innerlike see. Hierdie is baie, hierdie is diep en is donker, maar dit was nie 'n rooi see nie, was blou see. Maar die idee is, omdat jy die bloed van Jesus het, moet die see vir jou pad maak. En die see kan nie vat aan jou nie. Jy loop droogvoet elke môre, en toe stap hulle in die ooste in. Dit was 'n oostewind wat gewaai het. En dit wys nou weer na die mind toe, sien. Die ooste, die more joy comes in the morning. So, die idee is dat die bloed van Jesus Christus seël ons. So, sê nou dat, ja, ek beroep my nou op die bloed van Jesus, en dan kom val die bloed op my gewete, en dan word my see rooi, en dan verdrink Farao. Nee, Farao het nie die bloed gehad. So ek gaan jou nou hier afvat en dan gaan ek jou voorstel aan die see in kamer nommer 3.